Daar's 'n krag in die kroon. En ek lees vir ons in Matteus 27 vers 29. Sê, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. Nou as jy kyk, konings word geken aan 'n goue kroon. Jesus word geken aan 'n doringkroon. Konings word geken aan hulle troon. Jesus word geken aan sy kruis. Mense, wanneer 'n koning ingehuldig word, dan juig hulle. By Jesus, toe hy gekroon is as koning, in 'n spottende manier, word hy gespot en opgespoeg. Nou as jy kyk na hierdie storie, en is 'n baie bekende storie op hierdie dag, kom Jesus en hulle neem hom gevange die aand voor die tyd, en hulle bring hom voor 'n verhoor. So as jy nie weet wat het gebeur daardie aand, want jy sien in jou kinderbybel, dit was in een of ander tuin wat dit gebeur het. Dis asof dit in 'n hof is. En daar's 'n judge wat moet sien of hy skuldig is of onskuldig is. En as jy in 'n hof is, dan vra hulle vir jou gereeld, hoe pleit jy? En as ons in hierdie verhoor sien, is Pilatus daarso en hy word in en uitgevat, want hulle probeer net al hoe meer getuies kry teen hom, om dit werk te maak wat hulle met hom wil doen. Maar Pilatus sê, hy sê aan hierdie man vind ek geen skuld nie. En ek het die krag om hom vry te laat. Maar onder druk van 'n klomp mense, skree mense, kruisig hom, kruisig hom. En ek wil dit net regstel, ek het dit Sondag ook gesê, baie predikers preek, dieselfde mense wat hom toegejou het met die intog op die donkie se rug, is dieselfde mense wat hom gekruisig het. Volgens 'n klomp teoloë is dit onwaar. So daardie selfde mense was volgers van Jesus Christus. Dit was nie religious mense nie. Dit was volgers van Jesus wat hom ingebring het, toe hy in die stad ingekom het op die donkie se rug. Dis nie dieselfde mense wat geskree het, kruisig hom nie. So Pilatus sê, ek vind geen skuld nie. En toe hulle toe nou sê, ons wil hom hê, toe sê hy, op hierdie tyd, oor Paasfees, kan ek een ou toelaat om vry te kom. Maar ek gaan vir Barnabas bring, en hulle sê, geef ons hierdie moordenaar, maar kruisig vir Jesus. En op vele kere in hierdie verhoor, vra Pilatus vir Jesus, is jy die koning van die Jode? En ek sit myself in daardie skoene, as iemand vir my vra, en ek is onskuldig, gaan ek vir hom sê, nee of ja, ek is, om my onskuld te probeer bewys. Iets opvallend in al drie die evangelies, merk jy net een keer, waar Jesus vir hom 'n antwoord teruggee, maar hy verdedig nie homself nie. Die ander kere wat hy hom gevra het hy stil gebly. En in daardie verhoor, ek kan nie anders as om te dink, dat Jesus geweet het, wat moet gebeur. En daarom bly hy stil. Hy sê op een deel vir Pilatus, toe Pilatus vir hom vra, is jy die koning van die Jode? Toe sê hy, ek sê dit nie, jy sê dit.
Jy verklaar dit heeltyd dat ek die koning van die Jode is. Maar Jesus weet en sy stilte bewys nie dat hy skuldig is nie. Sy stilte beteken dat die prys wat hy gaan betaal aan daardie kruis, het hy betaal vir jou. Die rede hoekom hy stil gebly het, want hy het geweet, daar is 'n sondaar wat gered moet word. En daarom bly hy stil. Want as hy homself daar moes uitpraat, dan weet ek nie waar ons vandag sou wees nie. Hy het sy oë gehad op die kruis. Hebreërs 12 vers 22 in een van my gunsteling skrifverse sê hy, die vreugde wat hom voorgehou het. Ek wil hê jy moet daai lees, dit sê, die vreugde wat hom voorgehou het, sê hy, het hy die kruis verdra en die skande verag. En hy het aan die regterhand van die troon van God gaan sit. So stop by daai eerste deel, dit sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou het. Hy het nie hierdie kant van die kruis vasgekeer gesit nie. Hy het geweet, daar is 'n sondaar, daar's 'n Bion aan die ander kant van die kruis. En daarom het ek vreugde, want ek sien aan die ander kant die kruis. So maklik word ons in ons situasie vasgekeer, en ons probeer onsself daar uit, met goeie voetwerk daar uittrap. Maar hy het vreugde gehad aan die kant die kruis, hy het geweet, daar's 'n klomp mense wat verlore gaan. En hy kan daardie kruis verduur, die skande wat hy moes verduur in hierdie verhoor, wat hulle hom spot. Daardie skande wat hy nie werd voor was nie, het hy verduur vir my en vir jou. En daarby het hy op die troon aan die regterhand van God gaan sit. Sy koningskap, en ek begin hierdie gedeelte, sy koningskap word met bespottery en ek dink 'n klomp ander dinge wat daarby gepaard gaan, maar die woord sê, daar was gereeld op hom gespoeg. Ek dink die mees vernederende manier om iemand te verneder, is om op hom te spoeg. Maar dit is sy bevestiging as koning, as 'n mens dieper gaan kyk in hierdie storie. En ek gaan op 3 plekke, gaan ek vanoggend stil staan. En die eerste ene, sien ons op 2 verskillende plekke, en is eintlik bietjie teenstrydig, maar ek sal nou verduidelik hoekom dit teenstrydig is. Dit sê Markus skryf in hoofstuk 15 vers 17. Hy sê, en hulle trek vir hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy kop. Matteus skryf, toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel op hom. Nou volgens 'n klomp kenners sê hulle dit hang af hoe jy hierdie kleed gekyk het. Hy is so diep rooi dat partykeer lyk hy purper en ander kant dan lyk hy vir jou rooi, so hang af waar jy staan. Maar dis 'n diep rooi kleur. Gewoonlik 'n mantel wat deur konings en hoë gesiene mense gedra was. Vir my opvallend, en ek het dit gisteraand genoem, die Jode vier Paasfees deur 4 glase wyn te gooi. Die eerste 3 sing hulle 'n lied by elkene en hulle drink dan die wyn. Die 4de ene drink hulle nooit nie. Hulle glo daar moet 'n redder vir hulle kom. Hulle glo nog nie in Jesus nie. En wanneer hulle daardie 4de glas dan skink, maak hulle die deur oop vir hulle glo dit sal Elia wees. En Elia sal dan kom en hy sal die 4de glas volgens hulle sal hulle drink. Maar Elia neem sy mantel in die Ou Testament, neem sy mantel en gooi dit oor Elisa, as 'n teken dat ek gee
dit oor jou skouers en dat jy my opvolger sal wees. En daardie vervulling kom toe hierdie mense in 'n spottende manier 'n purper kleed, 'n rooi kleed, hoe ook al jy dit wil sien, oor hom sit en hulle bevestig, hierdie is die Messias. Die vervulling op die 4de glas wat die Jode dan nou gooi. 'n Vervulling want hy is die redder wat sal kom vir die wêreld. Nou, as jy dan nou, ek gooi nou so 'n bietjie rond vandag hierso, so die kleed is eers later opgesit. Maar jy sien hierso, hierdie is 'n swaar kleed. Dit is 'n growwe materiaal. En Jesus het reeds sy kroon is reeds op en hy's reeds geslaan. Die woord op 'n deel sê hy's onherkenbaar geslaan. Sy vlees is oop. Hulle trek sy klere uit en hulle bevestig hom deur 'n mantel oor hom te sit. Kan jy dink wat daardie pyn om daardie growwe materiaal op daardie oop wonde te moets vat? Dis nie jou tipiese Woolies sagte materiaal baadjie wat jy gaan kry nie. Hy het gewig. Daar's in van hulle aan die onderkant het hulle gewigte ingesit ook om vir hom nog meer aansien te gee en dat hy beter aan hom sit. Maar as 'n mens kyk, Jesaja, profeet, profeteer en hy gebruik hierdie kleure. As 'n mens sien wat gewoonlik vir konings gegee is, sê Jesaja in Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. So dis die Here wat hier praat, sê Jesaja. Al was julle sondes soos skarlaken, sal dit wit word soos sneeu. So skarlaken is ook 'n diep rooi kleur. Al was dit rooi soos purper, sal dit word soos wol. 'n Purperkleed aan Jesus en ons sondes rooi soos purper, sal dit word soos wol. So die kleed eerste is 'n bevestiging aan sy koningskap, aan sy krag, aan sy heerlikheid. Dan word hy ingesweer as koning in 'n spottende manier deur hulle. Nou konings word ingesweer gewoonlik, as hy dan ingesweer word, moet hy kniel voor hulle en hulle sweer hom in met 'n swaard oor sy kop. As ek dit reg het, is dit op die skouers en oor die hoof. Dit bevestig dat hierdie koning het mag, hy sal beskerming bied vir sy mense en hy het 'n goddelike gesag. Goddelike gesag sê die internet met 'n klein g vir die konings, vir wêreldse konings. Maar as ons sien in Markus 15 vers 19, sê dit en hulle slaan hom met 'n riet op sy hoof. En dan lees ons verder, en hulle spoeg op hom, en hulle val op hulle knieë en bring hom hulde. Nou as 'n koning dan ingesweer word, dan buig almal vir hom, wanneer hy reeds ingesweer is. Hulle dink hulle slaan hom, nadat hy die doringkroon opgekry het, dink hulle slaan hom met daardie riet wat hulle in sy hand gesit het. Eintlik bevestig hulle hom as koning, al dink hulle dis 'n spottende manier om hom te slaan met daardie riet. Hulle het hom uitgejou. Wat hulle nie weet nie, is daardie hy's daarso en hy word ingesweer met mag, beskerming en goddelike gesag met 'n hoofletter G. Filippense 10 vers
2 vers 10 sê, en toe hierdie skrif sê, en hulle buig op hulle knieë en bring hom hulde. Filippense 2 vers 10 sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Dis wat sal kom, maar toe hulle daarso op 'n spottende manier, ek dink hulle jou hom uit in sy gesig. Ons bring jou hulde, koning van die Jode. Hulle jou hom uit, maar eintlik 'n bevestiging dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die koning is. Die laaste ene is daardie kroon. En dit word gesê dat dis een van die eerste plekke waar hy begin bloei het. Toe hulle daardie kroon, want is kort daarna wat hy begin slaan, wat hy geslaan was. Maar een van die eerste plekke was uit sy hoof waar hy die doringkroon moes vat. Dit was nie net 'n kroon bo op sy kop soos wat die Kinderbybel weer eens vir ons sê, dit sit so hier bo nie. Hulle het seker gemaak daai ding is daar vas. Dat die pendorings in sy kop in sou inboor. Die bloed was die teken. Die bloed wat gevloei het uit sy kop uit, was vir my en vir jou. Die kruis was vir my en vir jou. Sy kroon, wat 'n bevestiging in is, as 'n wêreldse koning, dit blink, dit het al die mooi stene in, dis 'n bevestiging, dat hulle weer eens 'n kroon aan sy hoof sit, om te bevestig, dat hy die koning is. Johannes 19 vers 2 sê dit, Johannes 19 vers 2 sê, die soldate het 'n kroon van dorings gevleg, en hulle het dit op Jesus se kop gesit, en hulle het Jesus 'n pers kleed aangetrek. Nou as ons daardie doringkroon sien, en jy sien hierdie dorings hierso, en as jy teruggaan na Genesis toe, weer eens 'n vervulling, hoekom dit 'n doringkroon moes wees. Hoekom nie net, want in daardie tyd en tot vandag toe nog is daar mense wat kraanse vleg uit takkies. Oor Kerstyd dan hang mense kraanse voor hulle deur. Daar was 'n tyd lank gewees wat hulle kraanse om hulle boere kraanse om hulle diere se nekke moes sit om vrugbaarheid te bepaal. Hoekom het hulle nie net 'n normale takkie gevat en op sy kop gesit nie? Vandag sien ons as daar by sportgeleenthede, dan word daar kraans om hulle nek gehang, net blare. Maar hulle kies om dorings te vat, om daardie kraans te sit. En as jy na die sondeval gaan kyk, en toe die vervloeking op die mens kom, toe Jesus vir Adam kry, Genesis 3 vers 18, sê dit, ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring. Die aarde sal vir jou dorings en dussels voortbring. En jy sal die plante van die veld eet. So hy sê, jy sal hard werk, vrouens sal pyn beleef as hulle 'n kind in die lewe bring. So daai hele deel. Maar hy sit hierdie deel in, ook sal dit vir jou dorings en dussels voortbring. Weereens 'n vervulling van die losprys wat Jesus vir my en jou het. Dat daardie dorings en dussels sal nie meer vir jou wees nie, want jy's nie meer onder daardie sonde, as jy die krag van die kruis en die krag van die kroon verstaan nie. Hy kom dra daardie dorings en dussels op sy hoof, deurboor dit in sy kop in, sodat daar bloed daar moet uitkom. Daardie dorings en dussels is ook vir my en vir jou. Ek wil graag 'n geleentheid gee, en jy sien nou hierdie wit bord hier voor, en jy sê, pastoor, spierwit bord, dis God se perfekte plan.
vir die mens gewees. Om in hierdie wêreld in te kom, 'n perfekte wit bord. 'n Perfekte wit canvas. Die sondeval kom, en ek en jy is nog steeds in daardie deel van daardie sonde. Maar daar's bloed aan daardie kroon, wat vir daardie sondes gesterf het. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het. Paulus skryf hierdie aan die Korinte. Hy sê dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Christus het gesterf volgens die skrifte, en as ek nou hierso moet kyk, sê dit, ek moet my sondes skryf, want hy het gesterf vir my sondes. So ons gaan klomp koutjies hierso hê, en as jy nie jou sondes hier oop en bloot wil skryf nie, dis okay, die Here ken jou hart. Kan jy jou naam kom skryf, ek wil net nie almal hê, skryf 'n bietjie iets wat jy op hierdie bord kom neersit. Meer moet dit daar neerskryf. En dan sê Romeine 5 vers 8 tot 9 sê, maar God bewys sy liefde tot ons waarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe jy nog 'n sondaar was, het hy vir jou gesterf. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in die bloed, deur hom gered word van die toorn. Die bloed cover daai sondes. Die bloed, die Engelse vertaling sê, it covers a multitude of sins. Ek wil nou nie hê jy moet paragrawe hier skryf nie. Maar daar sal rooi verf wees, en wanneer jy jou sonde by die kruis kom neersit het, vat jy 'n kwas as 'n simbool van die bloed, dat dit sê, jy is geregverdig, dat jy geregverdig is in sy bloed, en dat jy deur hom gered is. Daar's geen manier, al krap ek daai verf af, kom die geskryf van die onderkant saam met dit af. Want die bloed is genoeg. Want dit cover, sy bloed kanselleer uit. So ons is nou hierdie kant, en hulle gaan saggies musiek saam speel. Ek gaan vra dat ons hierdie ouens op hierdie blok, julle gaan dit makliker kry, hierdie kant inkom en uitgaan. Hierdie blok, julle gaan die traffic jam veroorsaak. Sodat julle middel toe sal gaan en dan weer hier uit. Sodat ons net maar vloei kan kry. Ek wil vra dat as jy toeverf en daar is, jy kan op die lap mors en jy kan op die plastiek mors, pas op net as jy, dis enamel verf. Asseblief moenie op druppels trap en hier kom trap. Anders moet pastoor môre hierso op sy knie staan en skrop. Maar as jy kan, as jy per ongeluk daarop trap net op die plastiek en vee net eers jou voete af voordat jy hierdie kant kom loop. En as jy nou per ongeluk 'n rooi kol op die mat het, dan sal ons dit oorsien. Die Here sê ons moet jou vergewe. Dit is nou nie so ernstig nie. Maar kom ons gebruik hierdie geleentheid en raak dit stil terwyl ons hierso. So neem 'n verfkwas ook saam met jou pen en dan kan jy dit gaan toeverf nadat jy geskryf het. Dis 'n geleentheid daarvoor. Dankie.
gaan vir 'n oomblik net stil raak by die tafel. Daardie tafel wat die donderdag aand voor die tyd ingestel is. Die Jode het dit as 'n tradisie gedoen en ek sê so maklik kan die kerk ook daar gevang word. Maar as jy elke keer dit gebruik, dat dit jou herinner wat dit vir jou, wat die kruis, wat hierdie kroon vir jou beteken, dan heg jy waarde aan die krag aan hierdie tafel. Ek gaan weer daai skrif uit 1 Korintiërs 15 vers 3 vir ons lees. Dit sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het. Sy liggaam het gesterf. Sy liggaam is gebreek. As 'n simbool daarvan gebruik ons deel van die brood. As jy daardie brood eet, soos jou tande daardie brood verbrysel, was sy liggaam verbrysel vir jou. Dan sê dit in Romeine 5 vers 9, sê nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered te word van die toorn. Daardie bloed wat die wyn simboliseer, is nie net 'n kelkie druiwesap. Dit is 'n simbool van die bloed wat vir jou gevloei is, tot vergifnis van jou sondes, sodat die toorn van God nie meer op jou kan wees nie. God straf sonde. God straf nie sy mense en sy volgelinge. So as iemand vir jou gesê het, jy's besig om iets verkeerd te doen, of het jy dalk 'n vloek in jou bloedlyn, dat jou voorvaders, wil ek jou sê, die dag wat jy Jesus aanneem, en jy verstaan die krag aan hierdie nagmaaltafel, dan is daardie vloeke gebreek. Wanneer jy Jesus aanneem, is daardie vloeke gebreek. Jy is nie meer onder daardie vloeke nie. En ek gaan vra dat ons die nagmaal uitdeel, en ons gaan nie wag om almal saam nie, soos wat jy nagmaal kry, wil ek, jy moet vir 'n oomblik stil raak. Want die prys is nie, dit is ook vir die mense langs jou, maar jy moet stil raak, en bewus raak van daardie prys, wat hierdie tafel, en die krag wat hierdie tafel het, vir jou as kind van die Here. Kom ons neem 'n oomblik, en dan kan die mense wat ons help, uitdeel. Dankie. Here, dankie vir daardie kroon, wat die bevestiging is, dat U die koning is, die koning van ons harte, die koning van ons lewe. Al het hulle dit bedoel as 'n spottery, was dit 'n bevestiging dat U die koning is. Deur die mantel wat U gedra het, deur die stok wat hulle gebruik het om U te slaan, en deur die kroon van dorings wat U gedra het. Dankie Here vir daardie kruis wat leeg is. Here, en dat al het die vyand gedink, dit is sy oorwinning, weet ons vandag dat dit was die begin
van u oorwinning. U oorwinning oor die dood, u oorwinning oor boosheid, u oorwinning oor sonde, u oorwinning oor die duister. Dankie dat die duister nie meer heers oor ons nie, as gevolg van die kruis wat leeg is. Dankie vir die bloed wat gevloei het tot vergifnis van my en elkeen hier se sondes. Dat ons skoon gewas kan wees deur die bloed van Jesus Christus. Here, en op hierdie Vrydag, wat 'n hartseer Vrydag is, veronderstel is om te wees. Here, sien ons dit as 'n goeie, blye Vrydag, want Sondag is op pad. En dankie dat ons kan uitsien na die opstanding en weet dat die opstanding is die oorwinning. Dankie Jesus vir u krag en u heerlikheid wat heers. En dankie vir daardie houtkruis in die naam van Jesus. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my toevlug, my bergvesting, die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sê jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dan skou in die vergelding van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stap nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.